Goeiemôre, dit is Woensdag die 7de Mei 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Ronnie Wilko. Ons tema, staan vas in Jesus se oorwinning. Staan vas in Jesus se oorwinning. Reg deur die Bybel lees ons van talryke oorloë en veldslae wat geveg is. Selfs die vroeë kerk het deur tye van geweldige vervolging en gevegte vir hul geloof gegaan. Wanneer ons hierdie geskiedenis lees, sien ons dat dit is gevul met verskriklike oorloë tussen nasies, stamme, burgeroorlog, godsdienste en selfs die kerk was betrokke. Selfs op hierdie oomblik is verskillende oorloë van verskeie aard reg deur die wêreld aan die gang. Maar nie net oorlog in die tradisionele verstaan van die stryd vir mag, besit of grond nie, maar ook gevegte teen siektes, pandemies en vir mense regte en mense se waardigheid. Sommige oorloë is goed, maar die meeste van hulle is vernietigend. As ons teruggaan na die Bybel, sien ons een ding reg deur die skrif, naamlik dat God altyd vir sy volk en leiers sê dat hulle met vertroue kan uitgaan wanneer hy die geveg vir hulle veg. En daarom sien ons dat die grootste stryd wat geveg en gewen is, die een is wat Jesus gewen het. Toe hy uit daardie graf stap, het hy die vyand gevange geneem, soos ons in 1 Kolossense 2 vers 6 tot 15 lees, en dat ons in oorwinning saam met hom deel, omdat ons saam met hom opgewek is. Hy het die houvas wat die dood en die sonde oor ons gehad het, soos wat ons in 1 Korintiërs 15 mee bemoedig word, gewen. En in Openbaring sien ons dat as die heerser op die hemelse troon sal terugkom om die laaste oorblyfsels van hierdie wêreld in die finale geveg te vernietig. Maar dit is nie waar alles eindig nie. Jesus het nie net die geveg teen die Satan, sy bondgenote en sonde en dood oorwin nie. Hy het vir ons die oorwinning in hom gegee. Met ander woorde, ons is nie onderhewig om in hierdie wêreld te bly voortleef as oorgelewerde slagoffers nie, maar as oorwinnaars in Christus. 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 vertel ons oor die oorwinning wat ons in hom het. Ek lees net vers 4. Julle kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Tog verseker die Bybel ons dat ons aan baie beproewings blootgestel sal word. Jakobus 1 vers 2 tot 3. Ons sal siekte, kieme, virusse, gesondheidsverwante uitdagings, veroudering, dood teekom en alle ander soorte beproewings deurgaan, soos finansiëel, in verhoudings, in ons gesinne en saam met ons kinders en in ons werk en beroep, of dalk soos baie van ons jong mense net te probeer om 'n beroep te begin, die regte huweliksmaat te vind of om kinders te kry, om maar net 'n paar te noem. Ek praat nie eers van die uitdagings van buite af in terme van ekonomie, politiek en sosio-maatskaplike uitdagings wat 'n aanslag op ons rig nie. Dit is 'n gegewe. Hierom word ons dikwels dwars deur die Bybel daarin herinner om waaksaam te wees en op jou hoede te wees vir hierdie gevegte wat teen ons sal kom. Dit sal kom. Satan sal probeer om ons af te trek. Siekte sal probeer om ons uit aksie te stel en moedeloos te maak en teleurstelling sal probeer om ons na passiwiteit te dryf. Maar hier is die sekerheid wat ons in ons geloof in Christus het. Ons is meer as oorwinnaars, soos Paulus ons verseker. Ons kan in volharding tot aan die einde toe bly staan en die beste uitkom sien, soos Jakobus ons verseker. Hierdie naweek is een van my naaste en kosbaarste vriende en sy vrou 'n verskriklike stryd veg toe hulle klein seentjie van ongeveer 5 jaar oud byna aan hul arms gesterf het. Maar terwyl hulle die naam van Jesus aangeroep het en ander boetas en sissas opgeroep het om saam met hulle in geloof te staan, het God die wonderwerk gedoen. In so 'n mate dat die senior dokter in die noodgevalle afdeling na die tyd gesê het dat hy nog nooit in sy hele loopbaan so 'n wonderbaarlike herstel ervaar het nie. Hy was besig om alles in gereedheid te kry om my vriend se klein seentjie na die hoë sorgeenheid te stuur en heimlik gehoop hy sou die nag oorleef. Maar desnieteenstaande het hulle 'n paar uur later uit die noodgevalle gestap. Maar God. Die Bybel vertel ons om vas te staan, want daar sal gevegte en aanslae teen ons as God se kinders wees. Somstyds sal ons verras word en onkant betrap word wanneer ons nie gereed is nie. Maar die oorwinning is in Christus. Dit is jou motivering vir vandag. Dit is in Jesus, in die aanroep van sy naam, en om vas te staan op grond daarvan dat hy reeds die geveg vir ons gewen het,
dat ons teen die vyande in die lewe kan vasstaan. Vas kan staan in ons geloof, wetende dat in Jesus, deur Jesus en in die aanroep van sy naam in geloof, ons meer as oorwinnaars is. In Romeine 8:37 word ons aangemoedig om vas te staan in God se onafskeidelike liefde, wat aan ons die oorwinning in Christus gee, wat ons selfs meer as oorwinnaars maak. Hy gaan voort om al die gevegte wat ons in die gesig kan staar te lys, sommige van hulle noodlottig, ander wat ons in ons gemaksones onbewaak laat. Laat ons daarom aanhou om elke dag die naam van Jesus aan te roep, vas te staan en in gebed en in ons identiteit in hom veilig te wees in God se liefde wat ons omring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in die oorwinning van ons Here Jesus Christus kan staan, wie ons bely as ons Here, omdat ons met ons hele hart glo dat hy vir ons die oorwinning oor sonde en dood behaal het, toe hy aan daardie kruis gesterf het en weer opgestaan het om uit die graf te stap. Help my om altyd gereed en voorberei te wees. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geniet die dag en staan vas terwyl jy opkyk na Jesus. Dit is Woensdag motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom. En totdat ons volgende week weer gesels, God se rykste seën.